Jy luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Ek glo teen hierdie tyd is julle almal heerlik op 'n lekker plek saam met die familie en het nou al lekker gekuier hierdie feestyd. En soos wat die gebruik is elke jaar, wil ek 'n Kersstorie voorlees. Nou daar is tot dusver vir my nog nie ene wat hierdie ene kan top nie. Dis 'n Kersstorie wat geskryf is uit die pen van Herman Du Plessis daar van Brits se wêreld af. Nou Herman, die van julle wat nou al 'n rukkie saam met Storytyd saam Stella loop sal weet, Herman het korreltjies suiker in die koffie wat ek geaudioboek het ook geskryf onder andere. Die man is uiters talentvol en het al so 6 of 7 boeke op sy kerfstok en hy het vir my gesê hy sal in volgende jaar gaan hy weer begin skryf. So ek wil graag vir julle hierdie besonderse Kersstorie voorlees wat Marula Media ook gepos het al. Die storie is Tert se Kersfees storie. En hy gaan so. Ek brand al van lankal af om hierdie storie te vertel, maar ek het uitgehou tot nou toe. Merkwaardig, al moet ek dit self sê. As ek 'n storie hoor, dan moet hy vertel word, maar hierdie een moes ek mee wag. Verlede jaar besluit Tert en Lien dat aangesien hulle kinders elkeen hulle eie koers gaan inslaan gedurende Kersfees, hulle nie stoksiel alleen by die huis gaan sit nie. Tert wou weg na waar dit stil is, geen blinkliggies en goeters nie, net stilte. 'n Paar dae voor Kersfees het ons gaan groet en geskenke geruil. Ons sou eers weer na Nuwejaarsdag mekaar sien. Met hulle terugkeer het ons gaan hallo sê en voorspoedige nuwe jaar en alles. Nou waar was julle toe? Wou ek nuuskierig weet. Noord-Kaap, sê Tert. Ek het nie geweet julle het familie daar nie, vis ek verder uit. Nie gehad nie, maar nou het ons. Maar nou, hoe werk dit? Hou ek vol. Jy het ook geen einde nie. Sal nou aanhou karring en karring tot jy 'n storie het, sê Tert. Maar jy weet mos, ek dood oor 'n storie. Nou maar fyn. Sit terug en luister. Ek is kinderlik bly oor die vooruitsig van 'n storie en Tert begin vertel. Toe ek en Lien hier weg is, het ons regtig nie 'n idee gehad waarheen ons nou eintlik wil gaan nie. Ons het by Jasmyn gestop vir ontbyt, toe Lien sê sy wil Laagveld toe. Maar ek het gesê nee, daar's ook te veel mense. Ek soek stilte. Nou maar dan moet ons woestyn toe, sê sy so half oprukkerig. Die kans is goed dat dit net ek en jy sal wees. En sy skud haar hare. As sy so maak, moet ek weet, sy is nou krapperig. Ek het haar aangekyk. Jy is geniaal, wie jy, sê ek vir haar. Ek weet, kom dit self voldaan. Haar stemming het verbeter. Nou waar sal ons dan heen gaan, wou sy weet. Nee, ek weet nie. Ons ry maar, soos wat die stuurwiel draai en die pad ons vat. Na ontbyt klim ons weer in die wa en ek draai Rustenburg se kant toe. Op Lichtenburg draai ons weg Vryburg se koers in. Daar het ons die aand geslaap. By die gastehuis op Vryburg vertel iemand vir ons van die pad al op die Botswana grens langs. Die Molopo in tot by Van Sailsrus. Dis 'n 2-spoorpad, maar onbeskryflik mooi, sê die man. Die volgende oggend na ontbyt gryp ons die pad. Later is ons van die teer af op 'n grondpad. Die grondpad word toe wel later 'n 2-spoorpaadjie. En die wêreld is vreeslik mooi. Die mooiste kameeldorings en af en toe 'n kudu of 2, 3 en selfs 'n troppie gemsbokke. Deur plase en seker 100 hekke moes ek iewers verkeerd afgedraai het, want toe raak die paadjie amper weg. Ons plan was om op Van Sailsrus te gaan slaap soos
wat die ou op Vryburg vir ons bedui het, maar skielik het dit na 'n bitterskrale moontlikheid gelyk. Ons was in ons kanon in verdwaal. Die son was besig om te sak. Dit was ou Kersaand en ons was in die middel van nêrens. Maar vreemd genoeg, dit was asof daar 'n groot kalmte oor my gekom het. Ek het vir Lien gekyk. "Is lekker hier," sê sy toe. "Ons slaan ons tentjie sommer net hier op en ons slaap net hier in die veld onder die sterre. Hier is nou so min mense, dis wraggies net ons twee." Sy giggel avontuurlik. Ons klim uit die wa uit en Lien kom staan in my arms. "Kyk hoe mooi is die sonsondergang," sê sy. Lank het ek so gestaan met haar kop teen my bors, tot die son agter die horison weggesak het. Om ons het die nag begin wakker word. Ons het nog so gestaan, toe ons 'n vreemde geluid hoor. So 'n klingel geluid. Terwyl ons nog rondkyk, kom daar 'n donkiekarretjie om die draai. "Ek sê vir die vrou, ek moet loop kyk. Ek dink ek hoor iets," sê die oompie op die bankie, toe die karretjie langs ons tot stilstand kom. Ek draai om en kyk na die oompie. Rateltaai en foos gebrand deur die son sit hy daar. "Kom meneer, hulle kan nie hier in die vlakte slaap nie. Die vrou het al klaar julle kamer reggemaak. Is duidelik dat die oomie nie nee vir 'n antwoord gaan vat nie." "Sal oom omgee as ek saam met oom ry? Ek het nog nooit op 'n donkiekarretjie gery nie," vra Lien toe opgewonde. "Al te seker mevrou. Wag, ek help mevrou," sê die oom en help vir Lien tot op die bankie. Stadig kruie ons daar met die slingerpaadjie aan tot by die huisie. Lien waai vir my van die bankie af. Sy is so opgewonde soos 'n skoolkind. Die eenvoudige huisie is skoon en netjies. Die tante kom op die stoep uit toe ons stilhou. "Maar welkom hier by ons. Henrik, vat meneer hulle so goed en sit dit in die spaarkamer. Kom nader, 'n ketel kook al," sê die tante alles in een asem. Toe ons in die kombuis instap, ruik ek die geurende gekookte kos en die brandende parafienlamp op die wit geskropte tafel. "Kom ek wys vir mevrou waar die badkamer is. Mevrou wil seker eers 'n bietjie hande en gesig was voor ek koffie skink." Weer alles in een asem. Ek help die oomie om ons bagasiekamer toe te dra. Maar hoe is dit dat die tante die kamer so vinnig reggemaak het, wil ek by die oompie weet. "Nee, meneer sien, die vrou maak elke jaar so 'n week voor Kersfees al die kamer reg. Maar ek sal later vir meneer die storie vertel. Kom ons was eers hande en dan gaan drink ons koffie." Later toe ons aan tafel sit, merk ek dat die tante nie net vir twee gekook het nie. Dit lyk asof sy ons verwag het. "Hoe is dit dan nou, tante?" wil ek weet. "Hoe is dit dan dat dit vir my lyk asof tante ons hier verwag het?" vra ek nuuskierig. "Maar natuurlik het ek mense verwag. Die liewe Heer stuur elke jaar vir ons mense vir Kersfees. Hy het ook nooit 1 jaar oorgeslaan vandat die kinders hier weg is stad toe nie. En ek het hom gevra en hy het so gedoen." Punte en kommas bestaan nie vir die tante nie. "Hoe dan so, tante?" wil ek weet. "Nee, meneer sien, ons is eintlik afstammelinge van die Griekwas wat vroeër jare hier deurgetrek het en ons kinders het nooit die liefde van die wêreld gehad soos ons dit het nie. En jare terug het hulle besluit, hulle is moeg vir die wêreld met sy hitte en droogtes en goed. En op 'n dag het hulle net besluit om weg te trek en tot nou toe het ons nog nie weer 'n woord van hulle gehoor nie en dis vanjaar al 15 jaar dat hulle weg is." Die tante skep asem. Die oom vat oor. "En net voor die eerste Kersfees dat die kinders hier weg is, ek sê ek vir die vrou, ek sê ma, ek kan nie hier jaar Kersfees hou nie. Die kinders is weg en dis net ons twee, my hart is seer en sal net seerder word hier oor die groot dae. Wat gaan ons maak?" Sy sê toe, "Henrik, moet jou nou nie daaroor wakker lê nie. Ek het reeds vir ons hemelse Vader gevra om vir ons mense te stuur vir Kersfees. Môre gaan ek die spaarkamer begin regmaak en jy moet kom help."
Dit was 'n week voor Kersfees. Die volgende dag het die stof gestaan soos die vrou alles begin regmaak het en ek het angstig gehoop dat die Vader vir haar gehoor het en dat sy nie teleurgestel sal wees nie. Die tante val in. Daardie eerste jaar het die mense gekom ook op ou Kers aan, net soos meneer hulle ook geverdwaal het en het kant en klaar gekook gehad toe hulle hier aangeland. Daar was 'n kleintjie ook by en was so bly. Hendrik het gesê die Here het ons nie alleen gelos nie. Die eenvoud, die geloof, vertroue en die opregtheid van die mense het my aangegryp. Nadat ons geëet het, het die oompie die dankgebed gedoen en toe strammerig opgestaan. Sit julle net so, ek gaan die Bybel haal. Toe die oom terugkom, gee hy vir my die Bybel aan. Sal meneer asseblief vir ons lees. Nie ek of die vrou het enige geleerdheid nie. En al wanneer ons die Bybel uithaal is wanneer hier mense kom wat dan vir ons lees. Verder sê ek maar die stukkietjies op wat so met die jare saam in my kop vasgesteek het of wat ek nog in die sonnaarskool uit my kop moes leer. My pa het ons nie skool toe kon stuur nie, maar ons moes elke Sondag kerk toe gaan en daarna was dit sonnaarskool. Ek maak die Bybel oop. Wat moet ek vir oom hulle lees? Lees asseblief vir ons die geboorteverhaal soos wat dit in Lukas staan. Ja, asseblief kom dit van die tante. Dis baie mooier daar as in al die ander boeke van die Bybel. Terwyl ek rondblaai, kry ek die reuk van mottegif. Hier en daar 'n fotootjie tussen die blaaie gebeere. Ek begin lees. Die kombuis het amper 'n heilige plek geword, 'n kathedraal. Ek lees van Maria en die kind, van die stal en die krib, van die herders en die wyse manne. Dit is stil toe ek die boek toemaak. Die oom sit met sy hande in eerbied gevou. Deur die kombuisvenster het die volmaan groot en wit oor die kameeldorings gelê. Saggies begin die tante stille nag sing. Haar ou mens stem is krakerig, maar vir ons het dit die klank van 'n nagtegaal gehad. Dis asof van iewers af die engele saam gesing het. Die oom het met sy dreunsstem ingeval en Lien kort na hom. Ek het probeer, maar die knop in my keel was te groot. Ek kon net fluister. Ek het daar lief geword vir hierdie twee eenvoudige, maar opregte mense. Ek wens daar was iets wat ons vir die twee oues kon doen, sê ek vir Lien toe ons in die bed lê. Hulle het alles wat hulle nodig het, sê Lien. Wêreldsgoed beteken vir hulle niks nie. As ons iets wil doen, moet ons bid en vra dat die Here hulle kinders sal laat terugkom. Daar langs die bed het ons toe gekniel en vir die Here gevra om tog ook aan die ou mense se hartseer te dink en hulle kinders te laat terugkom. Met 'n tevrede gemoed het ons die kers doodgeblaas en aan die slaap geraak. Die ou mense was baie bly toe ons vra of ons 'n paar dae langer kan bly. Ons kon eenvoudig nie genoeg van hulle gasvryheid kry nie. Ons het saam met hulle lang ente met die donkiekarretjie in die veld gery en dit was veral vir Lien baie lekker. Dit het my laat besef hoe leeg ons lewens regtig geword het. As ons kuiermense kry, dan vat ons hulle na een of ander mode of 'n ding toe. Maar hier is 'n rit op 'n donkiekar in die veld 'n sielelafenis. Oujaarsmiddag, toe ons terugkom van die veld af, sien ons die vreemde kar onder die kameeldoring staan. Haai, kyk pa, ons het nog mense gekry. Is dit nou nie vir jou wonderlik nie? Dis toe die figuur om die hoek van die huis kom, dat die oom se teul styf blik. Die donkies het nog nie eers behoorlik stil gestaan nie of die oom spring af en storm vooruit. Hendrik, my seun. Die oom huil. Pa, roep die man van die hoek af. Pa! Toe is hulle in mekaar se arms, die pa en sy seun. Die tante kom ook in. Hendrikie, is dit regtig jy my kind? Die tante se vreugde ken geen perke nie. Hulle omhels mekaar. Wag ma, pa, hier's nog mense. Toe sien ons die ander mense wat om die hoek kom. Vreek, roep die oom Vreek. Ag my seun, ek is so bly.
Die Here is vir ons goed. En die ander, wie is hulle? Pa, ma, ontmoet ons vrouens en julle kleinkinders. Toe het daar voor ons oë ding gebeur wat in my geheue ingegraveer is en wat ek sal onthou tot die dag van my dood. Die oom sak daar op die warm Kalahari sand op sy knieë neer en bid, 'n dank en lofgebed waarvan ek die gelyke nog nie gehoor het nie. Soos 'n Abraham van ouds, op sy knieë met sy hande na bo uitgestrek. Ek en Lien het na mekaar gekyk. Trane het in Lien se oë geblink. Ons het op heilige grond gestaan. Ons gebed is verhoor. Die Here het vir ons gegee presies wat ons van hom gevra het. Dit is vir my en dit bly vir my seker die heel mooiste Kersstorie. Nou ja, soos ek gesê het, geskryf uit die pen van Herman Du Plessis se boek Hoe Sherd Terd geword het en so in goeters. Die boek kan jy by Herman bestel by e-posadres herman@celtuslandscaping.co.za. En as hy nog 'n stok het, mag dit dalk nog R100 wees, posgeld uitgesluit. Nou ja toe, 'n geseënde Kersfees vir julle. Ek wens vir julle absoluut 'n wonderlike tyd saam met julle geliefdes. Ek hoop jy daai lekker koppie koffie al nader getrek en ek hoop jy mag 'n rustige, heerlike tyd saam met jou mense hê en geliefd voel en weet om te koester dit wat jy het. Die saam wees, daai samesyn, saam met vriende en familie. Be blessed and always be that blessing too. Mooi loop.